toe te kom stil staan vir die voorreg wat ons het, om as boeties en sissies in Christus, regtig net u naam te kom groot maak, te kom leer, te kom groei, te kom bemoedig, Here regtig net kerk te kan wees, soos wat u daarvoor bedoel het. My koning, ek wil dankie sê dat u elkeen van ons deur hierdie week gedra het, ek wil dankie sê dat u elkeen van ons tot hier gebring het vanoggend, en ek wil dankie sê dat u reeds 'n doel en 'n plan gehad het met alles wat vanoggend gaan gebeur, selfs nog van voor die begin van tyd af. Dankie my koning dat u getrou is, dat u goed is, dat u groot is, Here, en net vir die ongelooflike liefde en die feit dat u ons eerste lief gehad het, wat maak dat dit eers enigstens vir ons moontlik is om u lief te hê. So dankie dat ek hierdie diens by u voete kan neerlê, dankie dat ek dit aan u kan toewy, dankie dat ek kan sê, Lord, just have your way, kom doen wat u wil doen, kom werk in ons harte, kom ontmoet ons waar ons is, en Here, kom vat ons net dieper in u in. Dankie vir u bloed, dankie vir u beskerming, en ons loof en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay, ek gaan vir julle so kort inleidingkie net gee, voordat ons oorgaan in sing in. So verlede week, weet julle, het ons gepraat oor die nuwe seisoen en die nuwe ding wat die Here besig is om te doen, and the fact of rejoicing in him, and choosing to rejoice in him, nee, die choosing deel, daai deeltjie, en 'n stukkie van die klem of die groot klem was gewees, dat ons het vrye wil, ons het keuses, en wat ons gesê het is dat emosionele besluite, God se gees eintlik smoor, emosionele besluite van hoe ek lus is en hoe ek nie lus is nie, en hoe ek voel en hoe ek nie voel nie, dit smoor actually God se beweging, maar as ons in geloofsbesluite ingaan wat sê, ek kies om hom te volg, ek kies om hom te dien, ek kies om hom te aanbid, ek kies om hom te loof en te prys en gehoorsaam te wees, maak nie saak hoe ek voel nie, dis dan wat sy krag actually unleash om in ons te werk. That's the powerful choices, is choosing against what we're feeling in faith. En ons het gesê that God has given us his authority to make non-feeling choices to actually follow his will, and he has also given us his power to perform or to implement these kinds of choices in our lives, and that power is the Holy Spirit. So ons kan teen ons gevoelens kies, ons kan teen ons voorkeur en ons afkeer kies, want ons het nie net die keuse om dit te doen nie, God het actually vir ons die gesag gegee om dit te doen, nee? En wat ek gesê het is soos, if he gave us authority to trample on scorpions and serpents, then we have to trample on our own will and intellect and emotions that's keeping us outside of his will and outside of his desires. En ek gaan miskien op jou tone trap nou met die volgende quote, so ek vra by voorbaat om verskoning. Maar ek het in hierdie week juist, toe ek hierdie aanhaling gelees wat gesê het, if you don't feel like praying, force it, because something else is also forcing you not to pray. Nee? En toe ek dit lees, toe dink ek, maar dit geld vir sing ook. If you don't feel like praising and worshiping God, force it, because something else is forcing you to not do it. Nee? If you're not feeling like going to church, force it, because something else is forcing you not to go to church, nee? En so kan ek dit deurtrek na my gehoorsaamheid Bybel lees, elke aand. As jy nie lus is om in die aand Bybel te lees nie, force it, want iets anders forceer jy om dit nie te doen nie. En die rede hoekom ek dit share, en buiten vir die journey waarop ons is, en ek gaan dit sommer so lank hier ingooi, voordat die band vorentoe kom. Julle weet daar's profetiese woord, julle weet daar's bevestiging, ek het dit laasweek vir julle gesê, en verlede Sondag na die diens en toe Sondag aand, tydens ons soaking tyd, toe die Here weer kom bevestig, dat hier in die middel van die gemeente is dit soos die bad van Bethesda. Hier in die middel van die gemeente is dit waar hy wil beweeg. Hy wil hê ons moet uit ons comfort zones uitkom. Hy wil hê ons moet uit daai blokkie van waarin ons gewoond is, met ons losbreek. En wat hy gesê het al maande terug, toe ons eers gesê het, kom ons vat hierdie stoele uit, is eintlik al nou amper 'n jaar terug, dink ek, dat ons die stoele uitgevat het, was een van die woorde gewees, dat dit is soos die bad van Bethesda, maar waar die bad van Bethesda net nou en dan geroer het God die bad aan die roer gesit, and he's not going to stop stirring. You put it to stir and he's going to continue stirring. It's stirring even soos wat ons hier sit, want dis wat God se belofte was. Dit is wat sy woord was vir hierdie huis. En verlede week terwyl ons gesing het, en ironies genoeg, toe was een van die goed gewees dat ons almal staan so in 'n sirkeltjie om dit. Het julle dit agtergekom? Nee, ons almal staan so op die randjie. En wat die Here gesê het, wat jy kan nie op die randjie staan nie. Jy moet in die bad klim, nee, jy moet in hom inklim. En so ek gaan jou nou weer challenge en sê kom klim in die bad in.
Nee, want die Here wil iets doen, hy wil jou daar kom ontmoet, dis niks weird of mystiek of creepy nie, dis net die Here wil jou daar ontmoet, he wants to take you out of your comfort zone, nee, dis suiwer wat het is, and make that you trust him, and you rely on him, en hoekom ek dit saam met hierdie quote opsit van wie ever dit gesê het, is want ek dink daar is soveel goed wat ons partykeer uit daai bad uithou. En ek praat nie eers net van hier in die kerk nie, by ons huise, waar ons beweeg deur die dag, as ons deur die dag moet rejoice, as ons deur die dag moet gehoorsaam wees, as ons deur die dag in die bad moet klim van wat hy vir ons sê om te doen, then we stay outside, because we fear the unknown, miskien omdat ons seer het, miskien omdat ons onseker is, miskien omdat ons nog nie met 'n paar goed gedeel het nie, miskien omdat ons minderwaardig voel en dink, maar dit is vir iemand anders en is nie vir my nie. Nee, of ek is nie goed genoeg nie, of ek verdien dit nie, want ek het te veel goed verkeerd gedoen, of miskien kom die vyand en hy sê vir jou, kom ons vat dit prakties na vandag toe, en hy sê vir jou, maar net vanoggend op pad kerk toe het jy en jou man in die kar beklei, nou wil jy kom staan en haai, nou wil jy wees en jou hande oplig in die kerk, so wie wil jy nou regtig? Nee, en die vyand doen dit partykeer. En in plaas daarvan dat ons dan net sê, Here vergewe my, want ek en my man het nou net in die kar beklei, nou laat ons toe dat die vyand ons daar buite hou. Nee, dat ons nie inklim nie, dat ons nie doen wat hy moet doen nie. Partykeer is dit net, ons weet nie heeltemal hoe om vulnerable te wees in sy teenwoordigheid nie. Nee, want ons hou nie van vulnerable wees nie. Ons hou nie daarvan om swak te lyk nie, ons hou nie daarvan om oor te gee in sy hande in nie, want dit is nie lekker, almal moet dink ek is sterk, en almal moet dink ek het hierdie, nee? En ek word herinner, ek dink dit was verlede jaar ergens, julle, ek kan nie onthou nie, maar ek glo julle sal onthou, julle het ons die kruis die een dag hier in die middel gehad, en ek het toe nog vir julle gesê, kom sit hier as jy iets nodig het, en ek het daar gaan sit die sondagoggend, en ek dink ek het die sondag daarna het ek met julle beklei, of nie met julle beklei, het ek vir julle gesê, ek het met God beklei, want toe sê ek vir hom, regtig, nou wil u hê, ek moet hier kom sit, wat gaan die mense dink? Nee? En ek het nie eers iets wat my pla nie, en ek het nie eers nou, soos ek's actually okay vanoggend, en nou sê u gaan sit daar, want jy het iets nodig, en ek dink julle onthou, ek het toe getuig van hoe dit toe een van die rofste weke vir my was, want ek het nie geweet wat die week ingehou het nie, so hier het ek met die Here beklei, want Here, ek voel alright, but he knew I was going to need it for the week that was waiting for me. So partykeer voel ons dalk alright, maar ons weet nie wat maandag tot saterdag gaan inhou nie, en as hy dan vir ons sê, maar kom wees net in my teenwoordigheid, kom verloor jouself in my teenwoordigheid, kom klim in my in, dan is dit nie dalk vir iets wat jy nou nodig het nie, dit is dalk vir iets wat jy donderdagoggend 10:00 gaan nodig het, en jy weet dit net nog nie. So ek wil vir jou uitnooi, en ek gaan sommer vra, dat die band sommer dan vir ons sal vorentoe kom so lank. Maar ek wil vir jou vra, as ons vanoggend gaan sing, dan wil ek vir jou vra, kies om te rejoice. Nee? Kies om sy naam groot te maak. Kies om te sê dat hy groot is en goed is, al voel dit nie so nie. Kies om te sê, Here, ek gaan aan U oorgee. Kies om te sê, Here, ek vertrou U. Kies om te sê, Here, hierdie is vir my ongemaklik. Here, ek weet nie, Here, ag, hier gaan ons alweer. Maar Here, ek vertrou U. Want dis daarin wat sy voorsiening lê, dis daarin wat sy genade lê. En ek wil met julle share ook, verlede week toe ek afgesluit, en ek het dit in die bidkamer ook met hulle geshare. Verlede week toe ek afsluit, toe ek die prentjie gehad van, letterlik terwyl ek gebid het, van die babietjie wat begin leer om te loop. Nee? En dan as daai eerste treetjies gaan, dan wikkel hy bene so. Gister toe ons in die dorp, toe daar so klein seentjie, en hy het so nog sulke lekker vet beentjies, en hy hardloop so, papa loop daar, maar jy sien hierdie bene sukkel om by te bly, want die bene hou nie by nie, en ek sê vir sommer, jy kan sien, hy het onlangs begin loop, want dis nog daai lekker vet beentjies, en dis nog daai onvastheid, en trippel om agter papa by te bly, so ek vir my, jy kan sien, dis nog nie Sion wat net woeps, daar is hy weg nie, jy kan sien, hy leer nog, en ek dink dit wil ek weer vir jou sê, ek het dit verlede week gesê, het ek het gebid, dat ek weet partykeer voel ons nie lus om die Here te dien nie. Ek weet partykeer voel ons nie lus om te kom sing nie, partykeer voel ons nie lus om Bybel te lees by die huis nie, te bid nie, whatever the case might be. Partykeer voel ons nie lus om te vertrou nie. En partykeer dan voel dit as ek dan nou vir jou sê, maar forceer dit. Nee, en as ek vir jou sê, maar kies dit, dan voel dit, maar dan gaan ek fake wees. Dan voel dit, maar dan gaan dit net een of ander religious ding wees, want my hart is nie regtig in dit nie. Nee? Maar dis wat ons moet besef, ouens, is dat die Here ons daar kom ontmoet. En dat die Here nie
soos ons mens is wat partykeer gefrustreerd en geïrriteerd raak, because why don't you get it yet nie. Hy is ons Abba Vader, en hy weet hierdie is vir my niet, en hy weet hierdie is vir my anders, en hy weet hierdie is vir my moeilik. Hy weet dit was vir my lekker gewees om net daar agter op my bas te lê en te en te aan, almal bring vir my iets, en nou moet ek ewe skielik begin kruip en beweeg en my eie goed gaan kry. Hy verstaan van comfort zones. Maar wat sy woord sê, if you draw near to me, I will draw near to you. Nee? Wat sy woord sê, as jy bereid is om my te gaan ontmoet, as jy bereid is om my na te jaag, dan gaan ek jou daar gaan ontmoet. En jy is nie fake, omdat dit nie so voel nie. Jy is gehoorsaam, omdat dit nie so voel nie. Jy gee jou oor, omdat dit nie so voel nie. Jy is nie, tensy jou motief, ons weet die Bybel loop oor van wat jou motief en die Here ken jou hart en jou hart is vol. So unless jy hier staan en jy kan met 100% se sekerheid vir my sê dat ek is falsie, want ek wil hê die mense moet sien ek sit my hande in die lug op. En ek wil hê hulle moet sien ek is religious. Ek tel nou hier so die whatever se goede op, ek sal agterdoor staan. Jy is nie vals of religious, tensy jou hart se motief vals en religious is nie. Tensy jou hart se motief is, maar ek wil hê mense moet my sien, en ek wil hê mense moet X, Y en Z van my dink, en ek wil hê mense moet dit, en that's false. That's religious. Maar as jy kom en jy sê, Here ek kan nie, Here ek wil nie, Here ek weet nie hoe nie, maar ek weet die woord sê ek moet, so ek sal. Al sukkel ek. That's obedience. And where obedience is, blessing flows. Where obedience is, understanding flows. Where obedience is, grace flows. So ek wil jou uitnooi om uit te kom, ons gaan sing, ons gaan rejoice, ons gaan sy naam groot maak. Miskien nie omdat ons so voel nie, maar omdat dit is wie hy is, ten spyte van hoe ek voel. Omdat ons gaan sê dat Here, ek weet dis moeilik, ek weet dis rof, maar U is groter. U is heiliger. U is goeder. Mag ek my eie woord maak? U is goeder. U is beter. Ek verstaan nie, ek sien nog nie die einde nie, want ek is nog hier by die begin, maar ek weet U sien die einde. En vir daai rede sal ek U loof en U prys, al is dit net, dankie Here dat U die einde ken. Al is dit al wat ek sê. But I'm going to choose to be obedient. It's your choice this morning. Ons kan jou nie in daai bad gaan gooi nie. Toe Jesus by die man gekom het by die bad van Bethesda, en hy vir hom gevra het, maar hoekom het jy nog nie ingeklim? En toe sê hy, want ek het nie iemand wat my kan insit nie. Nee? En toe sê Jesus vir hom, maar jy moet self inklim. Hoe lank wil jy nog wag? Hoe lank gaan jy nog sukkel? Hoe lank gaan jy nog hier op die randjie sit? So Divan en Roan en JD kan julle nie daar binne ingooi nie. Alhoewel ek dink, miskien partykeer sal hulle sterk genoeg wees tussen die drie van hulle om, luister nou net. Ek kan julle nie daarin help nie. Ons kan julle nie daarin bid nie. Ons kan bid dat julle harte verander, maar ons kan julle nie daarin bid nie. You have to choose. En ek kan nie nou vir jou sê wat hy vir jou gaan doen nie. Ek kan nie nou vir jou sê hoe dit gaan uitwerk nie. Ek kan nie nou vir jou sê hoekom jy moet inklim nie. But the moment you do it, you will understand. En sal hy hier kom werk met jou soos wat jy vandag nodig het. Miskien het een van ons troos nodig, miskien het een van ons bemoediging nodig, miskien het een van ons net weer moed vir môre nodig. Miskien het van ons nodig om net te dans in sy reën. En jy is dalk nie eens hartseer vanoggend nie. Maar kom ons klim in die bad in. Wat ek verlede week sê, vergeet van die mense om jou. It's your privilege and it's your responsibility to get into the stirring waters. And the choice is yours. Okay. Kom ons staan. My koning, ek wil terwyl ons opstaan en terwyl ons reg maak om in worship in te gaan. Here, wil ek vra dat U vir elkeen vir ons sal kom wys presies wat dit is wat ons forceer om buite U teenwoordigheid te bly.
Wat dit is wat ons forceer om nie te sing nie. Wat dit is wat ons forceer om nie ons mond oop te maak en net ons vertroue in U te sit nie. Wat dit is wat ons forceer om uit die volheid van die lewe wat U aan die kruis vir ons bewerkstellig het, uit te bly. Wys vir ons wat dit is wat ons terughou van 'n complete and total and utterly devoted pursuit of your heart. En my koning, ek wil sommer nog voordat ons begin sing en nog voordat ons in dit ingaan, kom ek teen enige stemme van condemnation van die vyand af. Ek kom teen enige leuns van die vyand af wat nou vir iemand wil sê, maar jy kan dit nie doen nie, jy hoef dit nie te doen nie, jy is nie waardig om dit te doen nie, ag nee wat, daar's beter dinge om te doen. Ek kom teen sy leuns en ek kom teen sy condemnation. Ek kom teen elke gedagte wat nou in ons koppe mag rondmaal, wat nie van U af is nie, en ek gryp dit en ek sit dit onder die gesag van Jesus Christus. En ek bid dat U bloed sal kom en dat dit deur ons sal spoel, dat dit deur ons denke sal spoel, dat dit deur ons menswees sal kom spoel, deur ons wil, deur ons intellek, deur ons emosies, reguit na ons gees toe. There where deep cries out to deep. En ek wil bid dat U elkeen van ons sal kom ontmoet daar in die dieptes van die gees vanoggend. As we choose this morning to lift your name, as we choose to give You the praise and the glory and the honor that belongs to You, no matter what. As we choose to lay it all at Your feet, as we choose to set our eyes on You and not on that which is completely in front of us. Dankie my koning dat U heilig is, dat U almagtig is, dat U alwetend is, dat U genade is, dat U understanding is, dat U wysheid is. Dankie dat U liefde is. Heilig, heilig, heilig. Die skepper van die hemel en die aarde, die vormer van die mens. May we just focus on You this morning. Dankie Divan. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all has gone before us, and all who will believe sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. And all thrones and dominions, all powers and positions, Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, You are lifted high, holy, holy for
Sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers
creations, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, and holy, you will always be, holy, and holy forever. Die Here wys vanoggend deur sy gees dat die bad besig is om te roer, en wanneer die water beweeg, dan vorm dit 'n rippel, en van daardie rippels en golfies loop oor die rande van die bad, en ons mense om die kant van die bad wat half terugdeins, want hulle wil nie hulle voete en hulle enkels moet nat word nie, maar God sê ons moet bly staan, al loop die water oor ons voete, want soos wat ons dit toelaat, gaan die begeerte al hoe groter raak, om in die diepte van die bad te spring, to just be soaked by His presence. Soos jy hier staan en jy is nog steeds skrikkerig, of jy is nog steeds onseker, of jy sukkel, wil ek vir jou sê that this word is not judgment. Dis nie 'n woord om te sê, jy het nou nog nie ingespring nie. Dis juis 'n woord wat sê, bly daar, want vanoggend is my genade so groot, dat selfs hulle wie bereid was om in te klim, in die roering in, en gemaak het dat hierdie watervlak styg en oor die kant te gaan. It will flow to you, and it will touch you, and it will do what it needs to do for you this morning. Just stand. Hoe groot en genadig is ons God om te sê, my kind, as jy sukkel vanoggend om te beweeg, moet net nie terugbeweeg nie, maar staan daar waar jy is. Solank jy nie terugbeweeg en wegskram nie, my waters will reach you. My waters will reach you. Dankie my koning. Die Here werk baie profeties vanoggend. As jy nodig het om water te skep en dit oor jou te gooi. As jy nodig het om tasbaar te sien hoe jy jouself benat met sy teenwoordigheid, dan wil ek jou uitnooi om dit profeties te doen. Moenie na die mense om jou kyk nie, moenie worry wat gaan mense van my dink nie. Die Here is hier, die Here is besig om te werk. Die amazing ding van water
Die amazing ding van water is dat dit maak nie saak hoe goed jy dink jy iets afseël nie. Ergens kom 'n druppeltjie deur. Ergens kom 'n druppeltjie deur. So klim in terwyl hy hier is. Bou jaar in sy teenwoordigheid, gooi dit oor jou kop. Moenie mis wat hy besig is om te doen. Want hy is hier vir jou vanoggend. Weer eens 'n bevestiging. You gotta step in. You gotta step in. Jy is dalk die een wat hier staan en jy sien nie die water wat oorvloei nie. But the moment you get in, you will see it. You have to step in. You have to step in. En ek gaan sommer so vra terwyl ons besig is, as jy daar staan en jy's in, nee. Is van ons vanoggend wat sukkel om in te klim, dan wil ek hê jy moet jou verantwoordelikheid opneem, and you need to start doing it in the spirit. You need to start warring for those who are struggling. Bid dat die Here hulle oë sal oopmaak, hulle harte sal oopmaak. Bid dat wat ook al dit is wat hulle uitforceer, oor hulle sal breek. Want ons is 'n liggaam wat saamwerk en mekaar help en mekaar ondersteun. You have to get in this morning. Unless you go with me, one thing I ask, one thing I see, show me your glory. You're all I want, you're all I need. Show me your glory. You are good, good to me. With every step, now let your spirit lead. Valleys low or on mountain peak,
thing I ask, one thing I see. Show me your glory. You're all I want. You're all I need. Show me your glory. Show me your glory. Flesh blood. Show me how deep, how wide. Show me your glory. My heart, flesh cry. Show me your glory. How deep, how wide. Show me your glory. My heart, flesh cry. Show me your glory. One thing I ask, one thing I seek. Show me your glory. You're all I want. You're all I need. Show me your glory. One thing I ask, one thing I seek. Show me your glory. You're all I want. You're all I
one thing I see. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your glory. Show me your Oh, the glory.
all the glory and the honor, all the glory. The blood of Christ, and glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied, and glory to His name, and glory to His name, and glory to His name. There to my heart was the blood applied, glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied, glory to His name. And glory to His name. And glory to His name. And there to my heart was the blood applied, and glory to His name. Raak net bewus van sy grootheid. Raak net bewus van sy heerlikheid. Ek wil hê jy moet fisies in die gees, moet jy jou kop oplig, en jy moet in die oë van die een wat vir jou ontsaglik lief is vaskyk. Because He turned His face towards you this morning. Hy kyk na jou en daar's 'n glimlag op sy gesig. Hy kyk na jou en sy beminde. Dit bring so 'n warm gevoel in sy binneste. He cannot help but be completely in love with you. He cannot help
but have a jealousy that demands the grave over you. He's a jealous God. He's a jealous husband. And not jealous like man who tries to control and have a certain dominion over you and tell you what you can and cannot do. He's so jealously passionate about you that there's literally nothing that he wouldn't do to get to your heart. To have your eyes lock with his. Om te sien hoe jy vergeet van alles en almal rondom jou en verlore raak in sy oë. Oh, how he loves you. Oh, how he adores you. He loves you. He loves you. Selfs jy wat nou daar staan en dink nee, ek nie, ja, jy. Hy is so ontsaglik lief vir jou. Hy is passievol oor jou. Jy nie net vir 'n oomblik so in sy liefde insink nie. Perfekte liefde wat nie soos 'n mens is nie. Perfekte liefde wat nie ophou of uitdroog of opraak nie. Perfekte liefde wat nie valse motiewe het nie. Een van die woorde wat uitgekom het is God is looking at you. Your Father is searching for your eyes. He wants to look into you and he wants for you to look into him. So look up and lift up your eyes to meet his. See him for who he is. Haal jou brilletjie af. See him for who he truly is. He is awesome. He is full of awe. Don't leave his presence without being awestruck by your God. Your Father, the King of Kings, who is greater than any other, any struggle or any other beauty. Just become consumed by who he is. Voel jy hoe brand dit in jou binneste? As jy nie weet wat dit is nie, dan beteken dit dood eenvoudig, hy is besig om homself in jou te manifesteer. Daai vuur hier in jou binneste is die allesverterende vuur wat besig is om te werk. Wat besig is om uit te wis. Wat besig is om te consume. Just allow him to do what he's busy doing.
ons die musiek vir 'n oomblik sal doortrek asseblief. Net vir 'n oomblik suiwer op hom fokus. Hom inasem. Dankie my koning. Dat U so getrou is. Voordat ons gaan sit, wil ek jy moet iemand wat naby jou is, 'n stywe drukkie gee. JD, hy sal my buite 'n drukkie moet kom kry. En die rede hoekom ek vra dat jy vir mekaar 'n drukkie sal gee, is net om die aanraking tasbaar te maak, nee? Eintlik wou ek nie heeltemal opgehou het nie. Maar ek wil sommer vir jou so sê dat terwyl ons gesing het, hier in my hart gepraat en ek dink ek het een keer op 'n stadium het ek gepraat oor water en die krag van water. Erns, dink ek. En wat ons gepraat het oor tsunamies en hoe sterk water is en wat die krag van water is. En toe dink ek, partykeer as ons dink dat Jesus ons lewende water is, dan ons hierdie stil stroompie in gedagte, né? And sometimes he is the still waters. Maar partykeer is hy daai storm wat net deur ons moet kom woed en net moet kom uitspoel en moet kom uithaal en moet kom skoon was. En as ons hom net toelaat en he will do it, en ek dink hy is getrou waar in die natuurlike daar 'n tsunami is en daar's net verwoesting wat volg en daar's weer die mense moet werk om die herstel te bring. En dink ek aan in die gees, want ek nogal so ding in my dat wanneer die Here met 'n tsunami kom, net die waters van die lewe, dan voel dit partykeer vir ons asof daar devastation is, but die still waters follows quickly after. Om alles te kom herstel en alles weer in plek te sit en te kom mooi maak. En ek wil vir jou uitnooi. Ek gaan nie elke week vir jou sê kies om in die middel te kom staan nie, is dit okay met jou? Maar ek wil vandag vir jou sê dat asseblief kies elke week. Is dit okay? En ek het daar gestaan en ek was soos, Here moet ons bedien, Here moet ons iets doen. En een van die woorde was dat, maar ek het my engele gestuur om jou by die hand te vat en jou deur te help. You don't need human hands today. So dis hoekom ek sê dankie dat die Here getrou is en dis hoekom ek jou wil uitnooi. Of jy goed voel of sleg voel of geïrriteerd voel of net voel op 'n Sondagoggend. Wanneer ons hierdie geleentheid het om net by hom te kom staan en ons het besluit ons kom kerk om by hom te kom staan, wil jy dan nou maar nie net groot gaan en anyway sê Here wat ook al jy wil doen hier is ek nie. Kan ek jou dit vra? Okay. Gaan in ons woord ingaan, ons is besig met die 7voudige gees van God. En ons het reeds gekyk na die gees van Jahwe, wat ons gesê dis God se persoonlike naam. Ons het gesê dit is die kern waaruit alles vloei, dis die groot ek is, dis die volheid van God, dis sy intieme persoonlike naam. Daai wat sê dis die kern van wie hy is, die God wat my God wil wees, nie 'n ver afgeleë God ergens op 'n berg by wie ek nooit kan uitkom of met wie ek nooit kan praat nie. Hy's hier, hy's by my, hy's intiem, hy's naby, hy's invested in me.
Ons het gekyk na die gees van wysheid, wat ons gesê, dis eintlik onderskeiding, wat vloei uit intimiteit uit. Dis deel van God, want God is wysheid, en in hom alleen is daar wysheid te vind, en in hom en in sy gees is die enigste plek waar ons kan weet, maar hierdie is reg, hierdie is verkeerd, en hierdie is die regte pad wat ek moet vat, onderskeiding. Ons het gekyk na die gees van insig, en weer eens gesê, dis 'n uitvloei, dis 'n deel van God, want weer eens in God alleen is alle insig. There is no understanding apart from him, en dit sluit aan by, en dit werk saam met wysheid, saam met onderskeiding, en dit het deurgetrek na gehoorsaamheid, wat ons gesê het, jy gaan sit by die Vader se voete, en is eintlik so journey, toe ek nou weer so in my kop recap, toe dink ek is eintlik so journey wat die Here ons vat van, begin by ek is, begin by wie ek is, begin by my, begin by God, begin by die kern van wie ek is, intimiteit, hierso, die gees van Jahwe, die gees van die Here, en dan as jy daar by my voete sit, dan gaan ek vir jou die wysheid gee, en ek gaan vir jou sê hoe, wat, waarom te doen met jou lewe, en met die besluite wat voor jou lê, en dan as ek dit vir jou gegee het, dan kom daar 'n stapie van, okay, now I'm obedient, you told me what to do, and then understanding flows, want ek verstaan nie voor die tyd altyd nie, nee, soos wat ons gesê het, ons verstaan nie hierdie goed altyd voor die tyd nie, maar na die tyd, maak het sin, understanding flows after obedience, en dan is dit half asof hy van daar af kom, en hy sê, maar kom ons vat dieper, kom ons gaan dieper in die gees van raad, en in die gees van counsel, en waarin ons vanoggend vat, is die hele tyd asof het is, ons begin hier by die kern, en ons vloei uit, en ons vloei uit, en ons vloei uit, en al die stukkies pas net mooi in mekaar, en wat ons gesê het, is wanneer ons nie in gehoorsaamheid tot hom leef nie in sy weë leef nie, then he actually cuts off the flow of understanding. Want hele die skrif wat ek gelees het, wat ek gesê het, dat actually people do not understand because they do not obey. And once you start obeying, you start understanding. Nee? So ons het gesê, ons moet versigtig wees, ons moet gehoorsaam wees, ons moet sensitief wees, maar ook dan soos wat ons gesê het, dat hy is die een wat verstaan. Hy verstaan ons sukkel, hy verstaan ons journey, hy verstaan hierdie proses waarop ons is, om te groei van 'n baba Christen na 'n volwasse Christen toe, en dieper in intimiteit met hom. En as ons vandag na die gees van raad kyk, of die spirit of counsel kyk, dan dink ek, het julle dit nou al agtergekom, dat daar twee goed is, wat ons elke keer by stil staan, en die eerste een is, dat al hierdie aspekte vloei uit God self uit. Dis nie, hier is God en daar is wysheid nie, dis nie, hier is God en daar is insig nie, dis nie, hier is God en daar is raad nie, God is dit alles. You do not have it apart from him. You cannot get it at another source. Alles vloei uit hom uit, en alles word volkome en perfek in hom saamgevat. Dit ontstaan vanuit hom, hy is die kern daarvan, en presies dieselfde as ons vandag met raad gaan kyk, of met counsel gaan kyk, dan is dit wat ons in die woord van God sien. Hy is raad, he is counsel. You cannot find counsel apart from him. Jeremia 32 vers 19 in die Amplified sê, great are you in counsel and mighty in deeds, whose eyes are open to all the ways of the sons of man, to reward or repay each one according to his ways and according to the fruits of his doing. Great are you in counsel. Maak nie saak wat nie, you are great in counsel. Want hoekom? Want u sien alles. En as u alles sien, weet u oombliklik alles, want alle wysheid is in u. En as u alles sien, dan verstaan u dadelik alles. Het jy al partykeer vir iemand iets probeer verduidelik, en dit soos jy, ek maak nie saak hoe mooi daai prentjie inkleer nie, they just do not get the picture. Het jy al partykeer nooit die picture gekry nie? Dan staan jy en kyk hoe iemand net completely geïrriteerd raak met jou, en jy dink, ek probeer regtig hard verstaan. Maar dit wil nie. En God kom en hy sê, die oomblik wat ek sien alles, en daai oomblik weet ek alles, en in daai oomblik verstaan ek alles, en omdat ek alles weet, omdat ek dit sien, omdat ek dit weet, omdat ek dit ten volle verstaan, jy hoef nie vir my die prentjie in te kleer nie, want ek het die prentjie gemaak, so ek weet wat daar moet aangaan, daarom, he is great in counsel. Want ek hoef nie te, ja maar laat ek jou nou eers hierdie deel, en ja maar laat ek jou nou, nee maar jy verstaan nie heeltemal nie, want jy hoef nie dit met God te doen nie, want hy weet oombliklik alles, en hy sien alles, en hy verstaan alles, en daarom, he is great in counsel, en Job 12 vers 13 sê, by God is wysheid en krag, en aan hom behoort raad en insig, dis wie hy is, dis in hom, dit ontstaan in hom. Die hele woord is vol van dit. En die tweede deel van ons journey, om so die gees van God te leer ken, en om beter te verstaan, is dat ons elke keer teruggaan na die oorspronklike Hebreëse woord toe, om te gaan kyk, wat beteken hierdie woord, want ek kan, dis wat ek elke week vir julle sê, ek kan vir 3 ure lank vir julle verskillende definisies uit Bybelverse en woordeboeke en alles uitkry, maar kom ons kyk in Jesaja waar daar staan, die gees van die Here, die gees van wysheid, die gees van insig, die gees van raad, wat word daar gebruik?
En as ons dan daarna kyk, wanneer ons praat van die gees van raad, dan is die Hebreëse woord wat daar vertaal word, die woord etsa. En jy spreek hom eintlik meer uit as uitsa. Dit is 'n lekker woord. Uitsa, nee. Maar die Hebreëse woord is etsa en dit beteken counsel, advice, purpose of plan. So counsel, advice, raad, dit maak vir my in jou sin, maar dit gaan dieper, want dit strek na doel toe, dit strek na purpose toe, dit strek na beplanning toe, dit is verder as net om raad te gee. Dit sê verder, it is seeing a path and pointing it out to reveal it. So in ander woorde, ek sien 'n paadjie wat jy nie sien nie, so ek wys vir jou hierdie paadjie, né? Seeing it and pointing it out to reveal it, and it may also refer to someone who has done the work and is helping you to see the direction of which way to go. So dit is wat etsa of uitsa beteken, die Hebreëse woord vir raad. En as ek en jy dit dan in ons agterkop vashou, as ons dink aan purpose of plan, dan beteken dit gaan baie dieper as net vra vir iemand vir raad en hoor wat hulle opinie is. Dit beteken daar's 'n groter prentjie, daar's 'n dieper prentjie, daar's meer wat actually in die Here weggesteek lê en daarom sê ons of sien ons in Spreuke 11 vers 14 sê dit, where there is no counsel the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Want ons sien dit gaan nie net oor raad nie, dit gaan oor 'n doel en 'n plan. Daar's iets groters as net hierdie wat ek nou vir jou wys. Ek moet vir jou iets uitlig. So where there's no counsel, people fall, but in the multitude of counselors there's safety. Die Amplified sê, where there is no wise or intelligent guidance, the people fall, and they go off course like a ship without a helm. But in the abundance of wise and godly counselors, there is victory. Wise, intelligent guidance. En toe ek dit gelees het, toe dink ek so aan al hierdie artificial intelligence goed, né? Al die robotte gaan die wêreld oorvat, né? Het jy al ooit die prentjie gesien, dan vra iemand vir AI of wat ook al die tannie se naam is wat op jou foon is, dit hang af of jy Samsung of Apple of whatever het, dan vra jy vir hoeveel R is in strawberry. Het jy al daai prentjie gesien? Gaan Google bietjie asking AI how many R's is in strawberry. Dan letterlik dan post, jy weet mos hoe lyk daai simpel sirkeltjie op jou foon, irriteer dit jou ook. Soos ek soek net my normale search dingetjie terug, né? Nee? Maar dan druk jy op daai dingetjie en dan sê how many R's are in strawberry, dan sê hy vir jou 2. En dan soos antwoord die persoon dan sê hulle soos no there are 3, dan antwoord AI no there is 2. En dan antwoord die persoon die normale persoon, nie die artificial intelligence rekenaar kant en dan sê hulle let's go through it slowly. Nee, dan skryf hom so met sulke koppeltekens. Dan letterlik antwoord AI en dan sê hulle soos, oh, you are right, there are 3 R's in strawberry. Dan reply die persoon en sê soos, okay, so how many R's is in strawberry? 2. Very intelligent. Rarig. Dit dink ek maar, hoe simpel is dit, dat die mensdom afhanklik raak van artificial intelligence, as jy klaar bonatuurlike intelligence tot jou beskikking het, né? Want God is daar, hy is wysheid, hy is intelligence self, maar ons gaan soek die hele tyd in die wêreld, gaan soek ons iets om vir ons die goed te verduidelik, in plaas van om net na God toe te gaan. En ons sien nie, dis maklik om dan te lees, the multitude of counselors, there is safety, en dan partykeer, ek weet nie van jou nie, maar ek is iemand, as ek te veel opsies het, dan confuse jy vir my. Dan is ek completely indecisive. Nagmaal Sondag toe ons die bloemetafeldoek moes gehad het, toe stap ek by die materiaalwinkel in. Eers toe sê ek van Amanda, sy moes my nie alleen gelos het nie, want ons baie mooi goed en ek het die kerk se kaart. Dit mag dalk sleg eindig, want daar's baie mooi goed. En ek stap in en ek soos letterlik, ek soos verloor my hart op hierdie een tafeldoek en ek is soos, okay, ek het klaar deurgestap, ek het klaar gekyk, hierdie is die hoopie van min of meer die prys wat ek bereid is om te betaal, hierdie is die een waarvan ek hou en ek verloor my hart op hierdie een tafeldoek. En ek kom heel trots daar eers beklei hulle met my, want jy mag nie self die rolletjie van die rak afhaal nie. En toe doen ek dit, so eers toe beklei hulle met my, maar hier vat ek dit en ek is soos, okay, ek soek hierdie en ek soek soveel meter. O, jammer, daar is nie soveel meter nie. Ek beloof julle, ek was 'n uur en 'n half daar, want toe kon ek nie besluit wat om te vat nie, want hulle het nou klaar die een wat ek wou hê weggevat, en nou is hier 10.000 ander opsies, maar nie een is daai opsie nie. Nou weet ek nie wat om te doen nie. Stomie sal ook altyd vir jou sê, vra vir of sy tee of water wil hê. Moenie vra sê tee, water hierdie, want dan gaan dit iets too much, nee.
Maar dit gebeur partykeer, dan kom ons en dan dink ons, okay, multitude of counselors, so ek gaan nou die en toe, en ek gaan nou daai en toe, en ek gaan soen toe, en ek gaan soen toe, en ek gaan soen toe, en hierdie een sê een ding, en daai een sê dit, en daai een sê dit, en dan dink jy dan jy soos, okay, so wat moet ek nou doen? Het dit al met jou gebeur? En ek dink dit is hoekom die Amplified dit vir my so mooi sê, want dit beteken moenie net so baie mense om jou bymekaar maak en almal sê net die hele tyd vir jou hier's raad, hier's raad, hier's raad, hier's raad en naderhand weet jy nie of jy kom en of jy gaan nie. You need wise, intelligent, wise and godly counselors. En dan ook al gaan jy na 10 verskillende mense toe, as al 10 wise and godly is, dan sal al 10 se dientjie oplaai. Nee? Want dit is dan geïnspireer deur die gees van raad en nie net deur wat ek wil sê en hoe ek dit wil sê in my ervaring nie. En ek dink as ons na die wêreld om ons kyk, dan sal jy met my saamstem, there is a multitude of counselors. Amper te veel. Elke liewe groepie op Facebook is, hoe kan ek hierdie, hoe kan ek dit? Is dit normaal? Gaan asseblief na 'n dokter toe. Facebook is nie 'n dokter nie. Jy al daai reply gesien op van die groepe? Gaan dokter toe. Hoekom vra jy mediese raad op Facebook? Nee? Maar oral op Facebook is dit net hierdie groepie vir raad, daai groepie vir raad, hierdie groepie vir raad. Oralste is dit raadgewers, mense wat vir jou advies wil gee en wat vir jou wil sê hoe, wat, waar, wat vir jou 300 opinies van iets gee, of dit nou verhoudings of mediese goed, tegnologiese goed, you name it, daar's advertensies wat vir jou raad gee oor wat om te koop. Hierdie is die beste produk. Daar's Skinnerbek, het jy geweet 'n Skinnerbek is ook 'n raadgewer? Want 'n Skinnerbek gee vir jou so mooi raad oor met wie jy nie vriende moet wees nie en sê ook vir jou hoekom. Het jy al daaraan gedink? Wat doen 'n Skinnerbek? Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? So pas op net vir daai ene. Nee? So daar's iemand Skinnerbekke wat raad gee. Daar's vriende wat goed bedoelend vir jou raad gee. Daar's tydskrifte, banke, influencers is 'n ding. Wat hierdie ding werk, daai ding werk, kom doen hierdie, kom doen daardie. Dis die tye waarin ons leef, maar as ek en jy daaraan dink, dan moet ek en jy besef dat die oomblik wat ek iemand se raad vat, sit ek my vertroue in daai persoon. Maak nie saak of dit oor is watter broodjie proe die lekkerste en of dit is oor waar moet ek my geld belê en of dit is oor goddelike goed nie. Die oomblik wat ek iemand vir raad vra en ek vat daai raad en ek doen wat die raad vir my sê, dan actually is ek besig om my vertroue in hulle te sit. En dan gaan dit verder en hoe baie sit ek my vertroue dan in mense versus in God. Want ek like dit nie so baie as die Here vir my sê, praise in the storm. Nee, dis okay, ek gaan eerder kla en murmureer soos wat almal vir my sê om dit te doen, want dit maak meer sin nie. Dan vertrou ons die mense en ons vertrou nie God nie. Eenvoudige voorbeeld. Die oomblik wat ek raad vat, sit ek my vertroue daaraan en dan sien ek aan die een kant, as ek sê dat God is raad, God besit raad, Jesus is the wonderful counselor, the sevenfold spirit of God includes the spirit of counsel, then it means I have to trust him. Ek moet hom vertrou, weer eens, hoeveel keer, week na week kom neer en sê, vertrou my, kies om my te vertrou my, kies om my te vertrou. Dit beteken ek gaan hom moet kies en my vertroue in hom gaan sigbaar wees in of ek sy advies vat of nie. As hy vir my sê, doen dit, of vat daai paadjie, of sing in die storm, of betaal jou 10de, sal maak jou budget nie sin nie, of hy sê vir jou, vat modder en vat jou spoeg en gaan smeer dit aan jou oor dat jy kan blind word, as ek gaan doen wat hy vir hom, nie dat jy kan blind word nie, dat jou blinde oë kan oopgaan, dan as ek dit gaan doen, dan beteken dit ek vertrou hom. As ek dit nie doen nie, dan gaan dit vir almal wys ek vertrou hom nie, want ek dink wat hy nou net vir my gesê het, is belaglik. So it's going to be evident in whether I do what he's telling me to do, maar aan die ander kant, moet ek en jy besef, eerstens moet ons na God toe hardloop, voordat ons na mense toe hardloop. Ons moet eerstens na die groot raadsman toe gaan, en wanneer ons na mense toe gaan, vir raad, vir bemoediging, vir counselors, en ek praat nie net van jy maak nou fisiese afspraak by iemand wie se beroep of roeping dit is, en jy gaan nou vir 'n sessie of whatever the case might be nie, maar enige iemand na wie toe jy gaan, then you have to make sure that they are wise and godly. Jy moet dit seker maak. Anders gaan hulle jou nie in sy weë lei nie. They must give counsel from the flow of the Spirit and not of themselves. Anders gaan dit nie goeie raad wees nie, al lyk dit goed op papier, al klink dit goed vir jou ore, al streel dit jou gewete. Dit gaan nie goeie raad wees nie. En daarom as dit sê, ons sit ons vertroue in iemand, moet ons nie net versigtig wees met na wie toe ons gaan verraad nie, ons moet versigtig wees eintlik in effek met in wie ons vertroue sit. Nee? Want ons besef nie eers dat ons besig is om dit te doen nie, maar dan gaan dit so 'n bietjie verder en dit sê, wees versigtig met vir wie jy advies gee. Want ons almal love dit om advies te gee, maar niemand van ons like dit om advies te vat nie. Nee?
En ons moet versigtig wees wat ons kwytraak wanneer ons met mense praat. Ons moet versigtig wees wat ons kwytraak, selfs van kansels af. Want ons kan nie net gaan en sê wat ook al ek wil nie, want ons is hier vir 'n rede om vir jou die pad uit te lig. Ek kan nie net kwytraak wat ek wil nie. En partykeer wat ek wil kwytraak, trap dalk nie op tone nie, en wat die Here sê ek moet kwytraak, trap dalk op tone. En dis hoekom die Here sê, maar hulle wat praat, hulle wat teach, hulle wat woorde vir iemand anders probeer verduidelik, hulle wat raad gee, will be held to a higher standard. They will be judged more harshly. Want mense is maklik om net uit te blabber, en hulle gaan maak nie seker nie. En Wilco Nauman skryf en hy sê, jy kry jou verhoudingsadvies op TikTok, jy kry geestelike kos op Facebook, jy kry finansiële advies by jou broukpelle, beleggingsadvies van 'n polismous wat net ekstra wins wil maak en in sy rekening wil kry, entertainment op godlose sosiale media, jy soek jou waarde op Instagram en dan wonder jy nog steeds hoekom jou lewe nie uitwerk nie. Ouch. Want jy gaan nou al hierdie goeters toe, nou hierdie multitude of counselors toe, but are they wise and godly? Of is dit die wêreld wat dit vir jou gee, en ons moet versigtig wees daarvan, en die enigste persoon oor wie ons nooit voor versigtig hoef te wees vir die raad wat hy gee nie, wat ons nooit hoef te second guess of te wonder, maar is hierdie nou die regte raad of is dit nie die regte raad nie, is God self. It's the only person we never have to doubt, is God. Want hoekom? Want dit is wie en wat hy is. Hoeveel keer die probleem is, ons vertrou mense meer as wat ons God vertrou. Ons luister na mense se raad, ons ignoreer God se raad, en ons hou nie van wat hy sê nie, but we setting ourselves up for failure, as ons aan die een kant dink, ons het nie raad nodig nie. Jy al so iemand ontmoet, wat jy kan vir hulle niks vertel nie, nee? En hulle stamp hulle kop nou vir die 300ste keer, en naderhand jy soos, ek het probeer. Soos, jy wil nie hoor nie, so gaan nou maar aan. So ons maak 'n fout in die eerste plek as ons dink ons het nie raad of counsel nodig nie, en in die ander plek dan maak ons nog 'n groter fout, we setting ourselves up for failure as ons God se raad ignoreer en net op mense staat maak. En net suiwer gaan op alles wat mense sê. Even al is dit dan goddelike mense, you have to go back to the word and confirm it. Always. Dis kom ek altyd vir hulle sê, gaan beproef wat ek vir jou sê, gaan soek in jou Bybel, of dit wat ek sê die waarheid is, you have to go back to the word, altyd. En daar's actually 'n baie duidelike woord hier om hoekom dit so is, en dis in Jeremia 10 vers 23 wat sê, O Lord, I know that the path of the life of man is not in himself, it is not within the limited ability of man, even one at his best, to choose and to direct his steps in life. So of jy nou daarvan nou of nie, God sê hier, maak nie saak hoe great jy is nie, jy het letterlik nie die vermoë om jou eie paadjie te kies en om te volg nie. You do not have it. It's not in man to see the path and to follow it and to choose to do what he tells you to do. Dis nie in jou nie. Maar die gees van God se raad, sy leiding, sy instruksie kom uit God self uit. En hoekom het ons raad nodig? Hoekom sê Spreuke, we need a multitude of godly counselors? Hoekom sê dit so? Die eerste een, soos wat daar Jeremia skrif gesê het, jy is nie alwetend nie. Sorry, as jy gedink het jy is nie alwetend nie. Jy weet nie alles nie, jy beskik nie oor die volheid van God nie, jy sal ook nooit nie. Al lees jy die Bybel daagliks van Genesis tot Openbaring deur, jy gaan nie al sy wysheid hê nie. Jy is nie alwetend nie, jy het nie die volheid nie, die enigste persoon wat alwetend is God. Hy het alle wysheid, alle insig, alle kennis, alle mag. It is not in your ability, even when you're at your best, to choose and direct your steps. Sonder dit gaan jy soos 'n skip wees wat heeltemal van die pad afgaan. You need counsel. En nommer 2, hoekom het jy die counsel of God nodig? Want die ander mense is ook nie alwetend nie. Die res van ons, al sit jy ons almal bymekaar, het ook nie die wysheid en die kennis en die insig wat God het nie. Maak nie saak hoe pure ons intensies is nie, hulle beskik net nie oor dit soos wat God oor dit beskik nie, en maak nie saak hoeveel kennis hulle bymekaar kon gemaak het nie, op die ou einde van die dag gaan dit nog steeds beperk wees in vergelyking met God. Dit sal altyd beperk wees, hulle is ook net mens, en dit beteken ons moet nooit na mekaar toe gaan vir raad, en ons moet nooit na mekaar toe gaan vir insig en vir wysheid en te hoor hoe, wat, waar, ek sien nie nou hierdie uitweg nie, help my net om hierdie uitweg raak te sien nie, maar ons kan nie ons vertroue op God verruil vir vertroue op mense nie. Ons kan nie, want hulle is ook net mens, en buiten vir die feit dat hulle nie alwetend is nie, mense het ulterior motives. Altyd.
Maak nie saak hoe oulike mens jy is nie, daar's altyd iets anders en mense se raad, mense se opinies word beïnvloed deur hulle intensies. Dit word beïnvloed deur hulle trots en hulle hoogmoed. Dit word beïnvloed deur hulle seerkry, hulle ervaring, hulle persepsie en sommer die weer ook. En net gister toe vra iemand vir my, hulle bly in Limpopo of ergens en hulle moet hiernatoe kom hierdie week, watter klere moet ek aantrek? Dus ek soos wel, as jy vir Stomie vra, dan gaan hy vir jou sê 'n short en 'n t-shirt, en as jy vir my vra, gaan ek vir jou sê 'n lang broek en 'n kort hemp, want ek kry vinniger koud as hy. So, wie se raad gaan jy volg? En dis net oor watter klere om aan te trek. So kan ons dit deurtrek nou enigiets toe, ons almal en fair, die Here vat ons deur situasies sodat ons sekere begrip en insig kan kry oor dit. Sodat ons ander mense kan help daarmee. Maar op die ou einde van die dag gaan dit nog steeds net ons brilletjie wees waardeur ons kyk. En uit daai brilletjie uit wat ons raad gee, dis bitter moeilik om iemand te kry wat 100% objektief is. Dis baie moeilik. Want ons is almal net mens. So ons moet versigtig wees en ons sien dit in 2 gevalle en ek gaan kortliks by dit stil staan. Partykeer wil mense hê jy moet seer kry. Nee? Partykeer is mense daarop uit, of dit nou fisies, geestelik, emosioneel, finansiëel is, hoe dit ook al is, partykeer wil mense jy moet seer kry, en dan gee hulle vir jou great advies om seker te maak jy kry seer. Nee? Hulle sien hierdie paadjie en hulle sien, okay, hierdie paadjie gaan op seer kry uitloop, so ek gaan vir jou sê om hierdie paadjie te vat, want dan weet ek gaan kry wat ek wil hê. En ons sien dit in die tuin, met Eva en die slang. Wat was die slang se uiteinde? Hy wou hê die mens moes tot 'n val kom. En as ons dink aan Etsa, wat beteken, jy sien 'n pad en jy lig hom uit, sodat hy duidelik word, wat het Satan gedoen? Hy het letterlik net vir Eva 'n pad uitgelig, om te sorg dat sy tot 'n val kom. That's what he did. Hy het vir haar raad gegee. Nee, maar dit is nie, as jy dit doen, dan gaan dit, want hoekom hy het geweet, het gaan die uiteinde bewerkstellig wat hy soek. So partykeer is daar mense, wat 'n sekere paadjie vir ons wil hê, en wat gaan sorg dat die raad wat hulle vir ons gee, ewen goddelik klink, want onthou wat het ons 'n paar weke terug gesê, Satan het God aangehaal. Hy het nie woorde ge-add of enigiets soos dit nie, en Eva het tot haar eie conclusion gekom. So hy gaan ewen skrif gebruik. Hy gaan ewen goed gebruik, wat as jy daarna luister en denk, yes, dit is wysheid. En as jy nie self daai wysheid, daai onderskeiding, daai afhanklikheid het nie, you're gonna fall for it. En ons almal kan getuig van ergens in ons lewe wat ons wel al vir so iets geval het. Ons almal kan daarvan getuig. Maar dan is daar natuurlik ook die geval waar iemand nie noodwendig bedoel om jou seer te maak nie. Nee, hulle maak net regtig 'n fout. Dink aan Job met sy 3 pelle. Hoeveel goed het hy verloor en hoeveel goed het hy deurgegaan en eventually het sy 3 vriende hulle monde oopgemaak en sê, ja, maar jy moes gesondig het, bely van jou sonde, dan sal die Here ophou om jou te straf. Want in hulle koppe was dit gewees wat dit is. En hulle wou net gesien het dat die Here moet ophou om jou te straf, so ek probeer jou help. Ek gaan vir jou sê, bely dit sodat die Here ophou om jou te straf. Maar ons weet, Job het geweet, hy het niks verkeerd gedoen nie, want hy het daar vir hulle gesê, maar ek weet ek doen niks verkeerd nie. En ons weet Job het niks gedoen nie, want dis juist wat God vir Satan gesê het, jy sal niemand anders soos hy kry nie. Maar die vriende, goed bedoelend, wat net wil hê, hierdie suffering waardeur my vriend gaan, kan ek nie meer hanteer nie, dit moet dit wees. En hulle gee vir hom die verkeerde raad. So partykeer is daar doelbewus die verkeerde raad, partykeer is daar onbewuslik die verkeerde raad, maak nie saak hoe die intensies lyk nie, en dis hoekom soos Job ons dan moet seker maak, maar ek gaan staan self by God stil. Dis hoekom dit so crucial is, in oomblikke wat dit voel asof jy nie na die Here toe wil gaan nie, dat jy jouself moet forceer. Want ultimately, maak nie saak of dit vir jou bemoedigend gaan wees, en of dit dalk aansprekend gaan wees nie, hy is die enigste een wat in daai oomblik vir jou die regte raad gaan gee. Want ons gaan dit uit ons perspektief vir jou gee, maar God gee dit uit sy perspektief uit, en uit sy wysheid uit. En ons kan aangaan met al hierdie voorbeelde, en ek dink jy kan daar sit, en jy kan ook sê, in my lewe het iemand al vir my die regte raad gegee, of iemand het al vir my die verkeerde raad gegee, en of hier het iemand vir my gesê om X te doen, ek het na die Here toe gegaan, en hy het vir my gesê om Y te doen, en toe kies ek reg, of toe kies ek verkeerd, en dit was die uiteinde. Ek dink ons almal het sulke stories, en ek dink dit is wat ek en jy moet onthou, dat waar mense kom, en uit hulle beperkte begrip, en uit hulle beperkte wysheid, en uit hulle beperkte persepsie uitkom raad gee, ons het gesê, God is raad, dan beteken dit God gee uit homself uit raad. He does not have to go to counselors to gain insights. Hy gee uit homself uit raad. Hy gee uit wie hy is uit, met ander woorde uit waarheid uit heiligheid uit egtheid uit. There are no ill motives in God's heart.
So hy gee uit daardie plek, hy het nie verwronge intensies nie, Heilige Gees weet alle dinge, die woord van God sê, hy deurgrond die diep dinge van God, en die woord sê ook, dat hy die een is wat weet, wat die diepste geheimenis in ons harte is, so met ander woorde, Heilige Gees ken die diep dinge van God, Heilige Gees ken die diep dinge van my, Heilige Gees ken gister, en hy ken môre, en hy ken oor 1000 jaar, hy weet alles wat al ooit gebeur het, en wat nog gaan gebeur, so wie beter om na toe te gaan, as hy wat letterlik alles en almal ken en verstaan en deurgrond, as Heilige Gees. Daar's letterlik niemand anders nie, en die wonderlike ding van God is, hy gee nie one size fits all tipe raad nie. Nee? Jy het ooit one size fits all aangepas, en dan denk jy, toe nou nie. Partykeer kom daar mense, en ek dink ek sal altyd die voorbeeld gebruik, miskien van toe my pa en toe oom Frans oorlede is. In dieselfde week wat my ma 'n man verloor het en wat aan die Christa 'n man verloor het, en nie een van hulle twee gaan dieselfde deur dit nie. Nie een van hulle doen dit verkeerd nie, want niemand weet wat om te doen nie, maar ons kan nie vir die 100% presies dieselfde raad gee as die ander een nie. Want hulle is verskillende mense, hulle het verskillende omstandighede, hulle het 'n verskillende huwelik gehad, hulle het verskillende memories gehad, hulle het verskillende persoonlikhede. Soos ek net gaan copy-paste one size fits all, dan gaan een happy daar uitstap en die ander ene gaan totaal en al gefrustreerd daar uitstap. As jy vir die een sê, huil jou hart uit, en hulle sê, maar hoekom moet ek huil? En vir die ander een sê jy, okay nee, maar ek het vir daai een gesê, huil jou hart uit, en dit het nie so goed gegaan nie, moenie huil nie, en dan dink hierdie persoon, daar's iets fout met my, omdat ek wil huil. Want ons is almal verskillend. God is die een wat ons harte deurgrond, hy is die een wat juist dan moet lei om te sê, weet jy wat, hier is die ervaring wat ek het. Ek gaan dit met jou share, sodat jy hoor uit my ervaring uit, maar kom ons vra die Here, hoe maak ons dit van toepassing op jou? Wat moet jy vat en wat moet jy los? Want jy's 'n ander mens en jou journey saam met die Here is ook anders. He does not give one size fits all. Hy gee nie random advies nie. Hoekom nie? Want hy is advies, hy is raad, hy is Jahwe, so hy kan nie iets gee wat nie reg en die waarheid is nie. Hy kan dit fisies nie gee nie. Hy gee persoonlik, intiem, want dis wie Jahwe is. Persoonlike God, intieme God, presiese God. En dis die tipe raad wat hy gee. Hy weet tot op die oomblik af, dit is wat ek moet sê. En ons moet net in afhanklikheid en onderskeiding beweeg om seker te maak, wanneer ook al iemand vir ons iets sê, of dit wel van God afkom of nie. En die sad ding is, die meerderheid van die tyd gaan ons na iemand toe in 'n gebroke situasie, so ons het dan nie in daai oomblik die kapasiteit om onderskeiding toe te pas nie. Stem jy met my saam? En dis juist hoekom ons nou na iemand toe gaan, om vir jou dit te sê, om vir jou raad te gee, want jy kan nie nou onderskei nie. En dis hoekom ons so versigtig moet wees met na wie toe ons gaan. En om dan, al voel ek nie lus nie, dit wat ek gevat het, na die Here toe te vat, al is ek dalk kwaad vir hom, of al is ek dalk gefrustreerd met hom, want hy is die enigste wat die regte antwoord gaan gee. We need to keep on going back. Ons moet besluit dat ek en jy nie net vir enigiemand gaan vra vir raad, tensy ons 100% seker is, daai persoon is ten minste 'n kind van die Here nie. Stem jy met my saam? Ons moet seker maak, en dan moet ons besluit, dat tensy ek nie bevestig het nie, gaan ek nie doen wat hierdie persoon vir my gesê het nie. Nie in die negatiewe aspek van nou stel ek uit en ek stel uit en ek stel uit en ek stel uit nie, maar eenvoudig gaan bevestig en dan gaan doen ek dit. En dan nog belangriker as enigiets, ons moet doodseker maak dat ons raad aan ander mense nie uit onsself uitkom nie. En amper nog meer as wat jy seker maak na wie toe jy gaan vir raad. Maak seker dat jou raad nie uit jouself uitkom nie. Maak seker is net jou opinie en jou kennis en jou persepsie en jou voor- of afkeer of jou verkeerde motiewe nie. Sit te wag voor jou mond. Partykeer is dit so eenvoudig. Wat sê die woord? Die tong is so klein, maar hy kan die hele veldbrand veroorsaak. Nee? We need to shut our mouths. Partykeer. Nee? Ons moet 'n wag voor ons mond hê wat vir ons sê, dit is ons te doen. Ons moet daai proses volg wat die Here sê, kom sit by my, kom maak seker, kom kry my wysheid, kom kry my insig. Do not speak unless you've made sure that you are being led by the spirit of counsel. En as jy nie seker is, dan sê eerder vir iemand, weet jy wat, ek gaan eers daaroor bid.
en dan kom ek terug na jou toe, want ek wil jou nie op die dwaalspoor lei nie. En hoekom is dit so belangrik, dat ons toelaat dat die Gees van raad ons lei? Hoekom is dit so belangrik, dat ons seker maak, ons kry die regte raad, ons gee die regte raad, want die kern van alles is, dit gaan nie net oor, moet ek pink of blou aantrek, of moet ek hierdie brood of daai brood koop, of hoe moet ek hierdie situasie hanteer nie. Die belangrikste ding waarin die Gees van God my en jou lei, is in die waarheid. Dis hoekom Heilige Gees aarde toe gekom het, is om ons te oortuig van waarheid. Dis om die waarheid vir ons te verduidelik, om ons te lei in waarheid, maar dan moet ons kies om dit te doen. Sarah van Vieren skryf in haar boek wat die Here vir haar sê, I am your counsel and I am your counselor. My ways are perfect and the righteous walk after it. If you are going to choose to walk with me by listening daily and obeying, you will be led by the Spirit of counsel. I will lead you, guide you, direct you, correct you, affirm you, disciple and instruct you if you allow me to, because the Spirit of counsel is the part of me that will keep you on my path and that will lead you into my purposes and destiny for your life. When you inquire, wait on me and listen. I will make my will known to you and I will lead you to my place of promise. When you come to me and seek my counsel, I will search your hearts for your true motive, because I am a discerner between the thoughts and the intents of your heart. I will lead you in the ways and the laws of Abba's kingdom, so that you may be in right standing before him. Die rede hoekom daar so ding soos raad en advies bestaan, is om te sorg dat ek op die regte pad is, na my Vader toe. Nie vir dieetjies en daaitjies nie. Is om te sorg dat ek by die waarheid bly, want hy moet my daar uitkry. Handelinge 20 sê Paulus vir die kerk in Korinthe, dan skryf hy kort voor sy dood, dan sê hy, ek het nooit weggeskram om vir julle die volle evangelie te sê nie. En as jy die vers gaan lees, dan sê hy, I never shrank or kept back or fell short from declaring to you the whole purpose and plan and counsel of God. Wat is die definisie van ETSA? Purpose, plan, counsel. En ons lees dit en ons dink, Paulus sê hy die evangelie met mense geshare. En hy het die evangelie geshare, maar dit beteken die evangelie is die purpose, plan en counsel van God. Dis nie net, moet jy hierdie of moet jy daar, of wanneer gaan jy dit of wanneer gaan jy dat nie. So as hy daar sê, I never shrank away from declaring to you the whole gospel of peace. I did not shrink away from declaring to you the purpose and the plan and the destiny of God. Dan sê hy, I did not shrink back or keep back or fell back from declaring to you the whole etsa of God. Dis wat hy eintlik daar sê. Dis wat hy eintlik daarvan praat. En wat is dit? Die volle evangelie. Met ander woorde, you fall short of my glory, you need a savior, you need to come to me, you need to repent, you need to accept me as your Lord and Savior, en jy moet in my leef. Dis die volle evangelie. En die volle evangelie is nie net motiveringspraatjies wat my laat goed voel oor myself nie. Die volle evangelie spreek my aan as ek verkeerd is. Die volle evangelie sê, etsa, hierso is die pad na die Vader se hart, toe jy is besig om daar 'n afdraaipad te vat, kom terug. Maar ons hou nie van daai kom terug stukkie van etsa nie, ons hou van, nee, gaan aan, jy's reg, 100%, go. As die Here vir jou is, wie kan dan teen jou wees? En partykeer gebruik ons daai skrif om ons sonde te justify, nee? En ons verkeerde besluite te justify. Maar Paulus sê, ek het die volle ding met julle geshare. The good, the bad, the ugly. Die dele waarvan julle gehou het, wat gesê dat Jesus gekom het om vrede te bewerkstellig. Die deel wat gekom het, wat gesê het, Jesus vergewe jou. Die deel wat gekom het, wat sê, Jesus berei vir jou ewige tuiste voor. Daai dele, maar ook die dele wat gesê het, maak seker dat jy weet wat God van jou verwag. Maak seker dat jy heilig leef. Maak seker dat jy ooreenstemmend met God se wil leef. Maak seker dat jy nie soos die wêreld lyk nie. You cannot conform to this world. Ek het dit alles vir julle gesê, en I declare the full gospel, nie net stukkies nie, want hoekom is dit die etsa van God? Hoekom is dit die etsa wat Paulus verkondig het? Want waar die Satan se intensie was om die mens tot 'n val te bring, om fellowship tussen die mens en God op te breek en te sorg dat die mens nooit in ewigheid saam met God kan leef nie, wat is God se hart? Wat is God se intensie? Ek soek jou by my. Ek soek fellowship met jou, ek soek verhouding met jou, ek soek intimiteit met jou, ek soek ewige lewe saam met jou. So wat ook al ek vir jou sê, is om te sorg dat dit is wat gebeur, want dit is my intensie, is om jou by my te kry. Dis nie die vyand se intensie nie. En dan direk daarna, as Paulus dit sê, gaan jy in sy gedeelte in waar hy waarsku teen dwaalleringe. Gaan lees dit. Direk nadat hy gesê het, I gave you the full etsa of God, sê hy, hoekom? Because there will be wolves in sheep's clothing, and you need to know the truth. Want hoekom?
Die wolwe wil jou wegkry van God af, maar ek en my Vader wil jou nader kry aan God. Of dit nou kom op 'n manier waarvan jy hou of nie. Dit is wat die doel is. Dit is om seker te maak, die Passion Translation sê actually, there will be savage wolves that will twist the truth to seduce people into following them instead of Jesus. So be alert and discerning. Be alert and discerning. Die hele doel van Etsa, die hele doel van die gees van raad, is om my op God se pad te hou. Die plan van die eeue, daai uiteinde wat in die ewigheid saam met hom is, en om daardie paadjie vir my uit te lig, sodat ek kan sien waar hy is. Nuwe diepte aan die woord wat sê, u woord is 'n lamp vir my voete, wat vir my wys waar ek moet stap, né? Want dit lei my na God se hart toe, dit lei my soontoe. En dan is daar 'n baie ernstige waarskuwing rondom raad in Jesaja 30 vers 1. Woe to the rebellious children, says the Lord, who take counsel, but not of me, and who devise plans, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Woe to you. Ellende wag vir jou, sê die Afrikaans, as jy raad volg wat nie van my gees afkom nie. En miskien die ander kant van die muntstuk, as jy raad gee wat nie van my afkom nie. Lei jou raad na die Vader se hart. Besef jy dat elke keer wat jy 'n counsel aanvaar, elke keer wat jy jou vertroue in 'n sekere counsel sit wat nie van hom afkom nie, then you are rebellious and you are adding to your sin. Dis nie 'n lekker enetjie om te sluk nie, né? Want hoekom? Hoekom add it to my sin? Nie omdat ek in myself iets verkeerd doen nie, omdat dit die verkeerde paadjie vir my uitlig en ek dit nie teenoorgestelde doen van wat God wil hê ek moet doen. That's why it's adding to my sin. Want die verkeerde paadjie is vir my uitgelig en ek volg dit, ouens. Keer op keer spreek God homself uit in sy woord oor enige iemand wat sy skape op 'n dwaalspoor lei. Keer op keer, Ou Testament, Nuwe Testament, en spesifiek herders wat ook die skape mislei en aflei van die pad af. En dan sidder ek om te dink, Here, as U vir my sê om hierdie paadjie uit te lig, of die mense nou daarvan hou of nie, of ek nou daarvan hou of nie, dan beter ek dit doen, want daar wag vir my ellende as ek dit nie doen nie. Dan wens ek is eerder een van julle, as om hier te staan, en mense dink dit is so great en lekker om hier te staan. En hoeveel mense is daar buite, hoeveel kerke is daar buite, my hart breek as mense praat teen die kerk, en mense praat teen die bruid van Christus, en hulle breek die bruid van Christus af, en hulle meriete is waar, want daar is hoe min kerke is daar, wat nie regtig godvreesende kerke is nie. So technically they're not wrong, en dis die sad deel, nie dat hulle kerke uit mekaar uitskeer nie, die feit dat hulle uit mekaar uitskeer actually legal grounds het, dan ons bitter min kerke waar die waarheid nog gesê word. En is dan waar ek inkom en dan sê ek soos, Here, gee dat hierdie huis altyd 'n huis van waarheid sal wees, en al is ek dan besig om iets verkeerd te doen, vat my dan eerder uit die pad uit weg, want ek wil nie die verkeerde paadjie uitlig nie. Ek wil nie dit doen nie. Ouens, ons moet die waarheid praat, ons moet seker maak dat God nie welbehae het of speel met iemand wat die verkeerde pad vir iemand anders uitlig nie. En dan bring dit ons by die vraag, maar hoe weet ek dan of die advies reg is? Hoe weet ek dan, ek is besig om die regte advies te gee? Hoe weet ek is besig om die regte advies te aanvaar? Hoe weet ek dan, as ek so versigtig moet wees, want advies gaan nie net oor dietjies of daadjies nie, dit gaan oor die pad van die Here vir my uitlig. Hoe weet ek dat dit die regtes is? En die eenvoudigste ding, die heel eerste ding is, wys dit in God se rigting. Lig dit sy pad uit. As ek in die Bybel gaan lees, gaan dit in die Bybel ook staan, of gaan dit iemand weglei van die Bybel af? Hoeveel mense, daar's predikers wat van die kansels af sal sê, die Bybel is irrelevant in 2024. Ja. That is not the Spirit of God speaking, because the Word of God will never be irrelevant. So dis jou nommer 1 discerning punt, is lei dit my terug na God toe. Is dit in sy woord te vind? Lyn dit op met wat hy sê? Is dit die full gospel, met ander woorde die aanspreek en die bemoedig en die vergifnis en die belydenis en die alles, soos wat Paulus van praat, of is dit net al die stukkies wat my laat goed voel oor myself? Dis hoe ek onderskei. Hulle sê, en dit van dan die volgende stapie vat, dan die outomatiese afleiding is, jy weet actually wat in jou Bybel staan. Want as jy nie weet wat in jou Bybel staan nie, gaan jy nie weet as hulle vir jou die teenoorgestelde sê nie. So weet jy actually wat in jou Bybel staan. Hulle sê mense wat in die bank werk, word nie geleer hoe 'n vals noot lyk nie. Hulle word geleer hoe regte note lyk, sodat wanneer hulle 'n vals noot voel, dan sien hulle, wag, hierheen is anders.
So met ander woorde, dit help nie ek staan hier en ek sê vir julle, hierdie ou preek vals en daai vrou preek vals en hierdie een is valse teachings en daai een is 'n wolf en dit en dit en dit en dit nie. Ek moet sorg dat wanneer julle hier kom, hoor julle die waarheid, sodat as julle daar buite kom, julle kan sien, o wag maar, hierdie voel nie soos die waarheid nie. En soveel te meer ken jy dan jou woord, sodat as daai valse noot oor jou tafel kom, jy kan sê, dis nie in my woord nie. We need to know the word of God. En partykeer, as ons raad gee, dan maak ons seker ons volg daai journey van gaan sit by sy voete, van Here, gee vir my u wysheid, nie net my persepsie nie, gee vir my u wysheid, gee vir my intimiteit, Heilige Gees, lei my bidden terwyl ek besig is, en partykeer gaan dit so geval wees, dat jy nog nooit iets gedoen het, en jy soos, Here help, en partykeer gaan dit wees soos, okay, ek het ook my man verloor, kom ek help jou. Want God kan albei gebruik. Die vraag is ek by sy voete en deel ek dit uit daai plek uit en uit daai posisie uit hom uit. There's no shortage of counselors in this world. Maar ek en jy kan besluit om ag te slaan op God se waarskuwing om nie elke Jan Rap en sy maat se raad te volg nie. Ek en jy kan vanoggend besluit dat as iemand vir my raad gee, dan gaan ek dit eers bounce van die woord af, want as ek die woord ken, dan gaan ek nie confused raak as hulle vir my die teenoorgestelde sê nie. As ek die woord ken, dan gaan dit selfs ook nie vir my verwarrend wees as iets wat iemand vir my sê nie so vir my lekker aan my sit nie, want ek gaan besef maar dit lyn op eintlik met wat die woord van God sê, so let's do it. Jy moet die woord van God ken en ek dink daarom, aangesien dit Bybelsondag is, ek moes hom ergens ingegooi het, is Bybelsondag, aangesien dit Bybelsondag is, wil ek jou aanmoedig en ek wil jou uitdaag, dat alhoewel God vir ons mense op ons pad stuur, en alhoewel ons soveel onderskeiding nodig het, wanneer hy hulle oor ons pad stuur, en soveel afhanklikheid van God nodig het, ek en jy hoef nie net ons vertroue daarin te sit nie, maak jou Bybel oop. Dis Bybelsondag. Daar's lande wat letterlik mense een bladsytjie uit 'n boek uitskeer en hulle memoriseer daai ding en hulle skeer vir hom in 10,000 stukkies op, want as iemand daai bladsy by hulle kry, dan beteken dit die einde van hulle lewe. En dan dink ek partykeer, miskien moet meer van ons in 'n martelaarswêreld leef, want dan sal ons dalk ook ernstiger wees oor die woord van God, né? Het jy al ooit Jesus Freaks gelees? Waarin hulle skryf van sulke klein, ek dink dit was dit is so 'n hele dik boek. Maar daai een storie, ek dink dit was 'n 4 of 'n 5-jarige dogtertjie wat die terroriste instorm by die kerk in en hulle sê vat jou Bybel en spoeg op hom en almal, haar ma, haar pa, haar oupa, ouma, almal saam met wie sy elke Sondag in die kerk sit, vat hulle Bybel en spoeg dit, want die ou staan met AK 47's oor hulle koppe en hierdie dogtertjie staan en sy tel die Bybel op van die vloer af en sy stof hom af en sy soen hom en hulle skiet haar in die kop dood vir die hele gemeente. Dat groot mense, volwasse Christene, wat elke Sondag in die kerk sing en staan en daar is, die oomblik toe vervolging kom, hulle rug draai, maar 'n klein dogtertjie besef, maar hierdie is die kosbare woord van God. En dis die woord wat my op my pad moet help, dis die woord wat my by die Here moet uitkry, dis die woord wat my moet staande hou. I will not spit on this book. So partykeer dink ek, Here, as ek daai dag in daai kerkie was, wat sou ek gedoen het? Regtig, egtig, want ons kan high en holy en righteous wees en sê, ek sal dit nooit doen nie. Ons praat weer as daar iemand met 'n geweer oor jou kop staan. Nee? Dis tyd dat ons terugklim in die woord in, want is omdat ons nie ons woord ken nie, dat mense ons op die verkeerde pad vat. En ons vertrou hulle maar net, want dit is goed en reg, ouma ken hulle al so lank, ouma hulle is Christene, ouma hulle is hierdie. Ken jy die woord van God? Luister jy na sy raad? Klim jy daar in die woord van God is volledig vir onderrig, vir weerlegging, vir teregwysing, vir opvoeding, vir alles wat jy sê. Jesus het sê, leef nie net van brood nie. Jy leef uit die woorde wat uit my mond uitkom. Ons leef nie so afhanklik van sy woord soos wat ons moet nie. So ouens, ek wil vir jou sê, onthou die skrif wat sê, your word is a lamp unto my feet. Psalm 119 vers 105, die boodskapvertaling. U woord wys my presies hoe ek moet leef, want 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. So donker pad wat almal van ons stap. Nie omdat ons nie Jesus ken nie, omdat ons in 'n donker wêreld leef, is dit 'n donker pad waarop ons stap. Sy woord is die een wat die lig skyn en sê, hierso, 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 dis sy etsa. Dis ware etsa, that guides my choices and decision
keeping me on his way, step by step by step. Why? Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, and he dwelt among us, and the Word hung on a cross, so that we can get back to the Father's heart. Hy het gesterf, and because of this sacrifice, because the Word of God, who was with God and who was God, gave a sacrifice, death can no longer hold us back from him, but instead heaven awaits us, where we can reunite with our Creator and see him face to face. The Word, the Spirit of counsel, the Spirit of Yahweh is our guide, pointing our way home. That's what it is. Ons kan dit nie ignoreer nie. Jesaja 30 vers 21, dieselfde deel, waarin nou die waarskuwing was van ellende vir julle as julle die verkeerde raad volg. Jesaja 30 vers 21 sê, as jy die pad byster raak, sal jy 'n stem agter jou hoor wat vir jou sê, gaan hier. In ander woorde, dis wat God sê, ek is daar, ek is die gees van raad. En as jy ergens op hierdie donker pad die verkeerde treukie vat, as jy net luister, dan gaan jy hoor ook vir jou sê, nee, kom terug, hy los jou dan nie maar net en sê, ag, gaan dan nou maar, stamp dan nou maar jou kop as jou kop wil stamp nie. Psalm 32 vers 8 sê, I will guide you along the best pathway for your life, I will advise you, I will exile you, I will watch over you. Die boodskap, ek is soos 'n onderwyser vir jou, ek vat jou aan die hand om jou op die regte pad te lei, ek sal jou elke keer die regte raad gee, ek sal jou oppas. My kind, ek sal jou oppas op hierdie donker pad waar jy is, sit net jou hand in myne en ek sal vir jou help. En verlede week het ek die Passion Translation van hom gelees en ek sluit met hom af. I hear the Lord saying, I will stay close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and I will lead you forth with my eyes as your guide. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. Don't make me tug you and pull you along. Just come with me. Want hoekom? Ek gaan jou teruglei huis toe. Al hierdie ander mense gaan nie noodwendig nie, maar ek sal jou altyd teruglei huis toe. So vertrou my. Kies om my te vertrou. Kies om jou woord te ken. Kies om in hom in te klim, sodat jy nie die pad byster raak nie. Kom ons sluit die oë. My koning, ek wil eerstens kom en Here, miskien moet ek bely, want ek praat van die dogtertjie wat terwyl ander mense op die Bybel spoeg om optel en om afstof en om 'n swinkie gee. Here, dan dink ek hoeveel keer in my daaglikse lewe met besluite wat ek moet maak, met goed wat ek moet doen, met kies om te worship, met kies om te bid, met kies om in die woord te gaan sit. Hoeveel keer is ek eintlik besig om op die woord te spoeg eerder as om dit op te tel en af te stof? Here, hoeveel van ons sit met Bybels in ons kantore of in ons huise en ons het elke moontlike vertaling onder die son, maar daar's eers in hierdie wêreld mense wat smag na net een bladsy en ek wonder dan hoe is die verskil in hulle gemoed, want ek dink in my gees is daar iemand is wat hier kry Johannes 3 vers 16 die beste bladsy om te kry. Maar wat as iemand dan 'n boek kry wat net praat oor oordeel en dit wat jy doen is verkeerd en, but that's the only page they have. My koning, vergewe ons dat ons nitpiek uit die skrif uit. Vergewe ons dat wanneer ons harde woord hoor ons eerder die channel change sodat ons na 'n meer ear-pleasing woord kan luister. Vergewe ons dat ons so maklik ingee vir die vlees en die vlees wat ons forceer om die teenoorgestelde van U wil te doen, die vyand wat ons forceer om die teenoorgestelde van U wil te doen, die wêreld partykeer sommer net ons blote luiheid wat ons forceer om nie by U uit te kom nie. Vergewe ons, my koning, en help ons om onsself te forceer om in U wil te stap. 'n Bybel, U woord, is 'n lig op ons pad. Maar die lig gaan ons nie help as ons hom nie aansit en oopmaak en actually gebruik nie. So my koning, ek wil bid, Here, dat U vir ons hier in ons gees weer 'n begeerte sal gee om U woord beter te leer ken, 'n begeerte sal gee om dieper in die woord in te klim, 'n begeerte sal gee om U te gaan ontdek in daardie woord, sodat ons kan weet soos wat ons weet, wanneer iets ons in die hart inlyn, wanneer iets ons weg van U af lei. Dankie my koning vir wat U vanoggend gedoen het. Dankie dat U getrou is om op te daag as ons vir U spasie maak. En Here, ek wil bid dat U ons tentpenne sal uittrek, dat ons kapasiteit sal vergroot vir meer en meer en meer, fisies, geestelik en emosioneel. Dankie my koning, net vir U kosbare woord.
dat U woord is, Here, en dat U nie 'n stukkie van U vir ons terughou het nie. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam.